Maar elkeen, vir die wat ook by ons aangesluit het, vanaf vanoggend, baie welkom aan elkeen. Ek wil net voor ons met die boodskap begin, maar as hulle rekord het al klaar, maak dit nie saak nie. Onthou, môreoggend weer 9 uur en 10:45 sal die twee dienste wees, en dan sondagoggend het ons 8 uur nagmaal, en 9:30 gewone tyd sondag, die diens, en na die tyd die broodtafel, en dan sal ons natuurlik nie 'n aanddiens hê in die skoolvakansies nie. So, baie dankie daarvoor. Dankie vir die samesang. Ons vertrou julle het vroeg begin sing, omdat julle opgewonde is en na die woord van die Here wil luister en nie oor een van daai redes wat jy om jou opgenoem het, soos die skaapbout nie. Ek glo daarom nie, dit is een van daardie redes nie. Jy kan die woord van die Here saam met my oopmaak by Jesaja 1, Jesaja hoofstuk 1. Jesaja, so lekker in die middel van die Bybel rond. Jesaja hoofstuk 1. Ek wil vir julle almal kans gee om daar oop te maak, dat jy saam met my dit lees. Paar baie sterk woorde in die skriflesing, paar skokkende, skrikwekkende woorde wat in hierdie gedeelte opgeteken is. En ek wil vir julle kans gee dat ons almal lekker saam lees. As jy nie jou Bybel saamgebring het nie, dan kan jy maar net op die skerm saam met my volg. Voor ons dan begin, kom ek doen 'n kort gebed saam. Here Jesus, dankie vir die voorreg wat ons het om u woord so te kan open, daaruit te kan lees in ons taal, en ons bid dat u ons sal seën by die lees van u woord, en ons bid dat u vir ons sal kom wys, Here, hoe gevaarlik dit is om met u genade te speel, watter gevaarlike terrein ons onsself kan bevind, as ons kerk speel, met u genade speel, maar ook dat u vir ons verlossing bied, sou ons waarlik tot u bekeer. Kom nou, Here, en word u alleen verheerlik, laat u volmaakte wil geskied. Amen. Jesaja 1 vers 1. Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem in die dae van Usia, Jotam, Agas en Hiskia, die konings van Juda. Hoor o hemele en luister o aarde, want die Here spreek. Ek het kinders grootgemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. 'n Os ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Weer die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaadoeners, die kinders wat verderflik handel. Hulle het die Here verlaat, die heilige van Israel verag. Hulle het agtertoe weggedraai. Dan gaan ons oor vers 5 tot 8 slaan, dit gaan maar net oor die gevolge van sonde, ons gaan nie vanoggend daarvoor tyd kry nie. Vers 9 en 10, dat daar nog genade tyd is, en dan lees ons vers 11. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers. Ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhoewe te betrap? Vers 13, bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maande en sabbate, die uitroep van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maande, julle feestydde, haat my siel. Hulle is my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle, ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen, soek die reg, beteël die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Vers 18, die bekende 2 verse, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonne soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet, maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek.
Ek wil met die gesels vanoggend onder hierdie tema, God is moeg dat jy kerk speel. God is moeg dat jy kerk speel. En soos jy gesien het, ons lees nie uit een van die verhale van Jesus se kruisiging en so meer nie, maar gaan vir hier in die middel mooi wys hoe dit presies by die boodskap en gisterand vanoggend se boodskap invleg en inpas. Nou Jesaja het oor 'n tydperk van so ongeveer 60 jaar geprofeteer. Jy het gesien daai 4 konings en interessant genoeg is dit eintlik 'n goeie tyd gewees alhoewel dit tussen Assiriese en Babiloniese ballingskap was dit eintlik 'n goeie tyd gewees in terme van die konings want net Agas van die 4 konings was 'n goddelose koning gewees. Nou as jy dit in geskiedenis wil plaas, so ongeveer 700 jaar voor die Here Jesus se geboorte het hierdie profesie dan nou plaasgevind. Hierdie hele boek Jesaja kan ons opsom. Waarskuwings vir sonde, waarskuwing vir doelbewuste ongehoorsaamheid en die gevolge van sonde en dan ook die aanbieding van vergifnis en verlossing as daar ware bekering is. En soos jy gelet het dalk, is dit presies 'n opsomming van hierdie 20 verse of ten minste die skriflesing van die verse daaruit waarvan ons gelees het. Die naam Jesaja beteken juis verlossing of redding en dis hierdie boodskap wat Jesaja aanbied van verlossing wat daar is. En wat ons in hierdie dae hoor, verlossing, vergifnis en verlossing deur die bloed van Jesus Christus. Die tema dan, God is moeg dat jy kerk speel. Ek wil vir julle vanoggend wys hoe vandag presies nog net soos in Jesaja se tyd, hierdie skriflesing van ons, hoe ons vandag presies nog soos in Jesaja se tyd kerk speel. As ek hier so staan en ek het 'n wit baadjie aan, dan is ek Ben met 'n wit baadjie. En as ek hom uittrek en ek trek 'n blou baadjie aan, dan is ek Ben met 'n blou baadjie. En as ek hom uittrek en ek trek 'n swart baadjie aan, is ek Ben met 'n swart baadjie. Ek bly Ben, ek het net 'n ander baadjie aan. En dit is presies wat ons vanoggend gaan sien, presies dieselfde as Jesaja 1 ons skriflesing gebeur vandag, dit het net 'n ander baadjie aangetrek. Ons het vers 1 gesien, ek het reeds vir die agtergrond gegee, kom ons kyk eenvoudig net na 'n paar verse waarvan ons gelees het. Vers 2, hoor o hemele en luister o aarde, want die Here spreek. Ek het kinders grootgemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. Is dit nie interessant nie, wanneer jou baas of jou lynbestuurder, miskien jou streeksbestuurder of jou CEO praat, sal jy luister. As jou vriend of jou vriendin met jou praat, dan luister ons. As 'n kollega met jou praat, sal jy dalk luister. Maar dit is baie interessant dat in baie gevalle, nie alle nie, in baie gevalle, as die Here wat hemel en aarde geskape het, dan wil die mens nie luister nie. Maar doelbewus oortree. Het jy dit gelet? Maar hulle het teen my oortree. En die Here het al 'n hele pad met die volk gestap. Die volk het die waarheid geken en dit is presies dieselfde vandag. En alhoewel dit waar is van mense buite die kerk, wil ek vanoggend met u gesels wat binne die kerk is of inskakel dat God is moeg om kerk te speel. U wat die waarheid ken, u ken die evangelie, u ken die waarheid, u het al die lig van die evangelie ontvang, maar u lewe in doelbewuste sonde. U kies om ongehoorsaam te wees, alhoewel u die waarheid ken. Ons het in vers 3 gelees, 'n os ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Nou kom ons plaas dit in vandag se konteks. Die meeste van julle het 'n troeteldier daar by die huis. Ons het so 'n klein wit toypom affæretjie van my dogtertjie wat sy laas jaar vir haar verjaarsdag gekry het. En ons eetkamertafel is so by die skuifdeur. So jy kan nou dink as ons gaan sit om te eet en die kosreuke is daar, dan patrolleer sy daar op en af langs daai skuifdeur. Dan soek sy nou ietsie. En as jy buite by haar kom, dan gaan sit sy agter mooi en vra nou mooi, dan kan jy vir haar ietsie gee. As sy net ietsie kry nie, maar sy's baie lus vir ietsie, dan gaan staan sy op haar agterpootjies, dan maak sy altyd haar pootjies so, dan vra sy nou vir jou baie mooi, sy wil ietsie eet. Miskien het jy 'n kat, hy sit daar aan die vensterbank, as myne se bak so 'n bietjie leeg geraak, dan begin hy meow.
Is dit nie so dat ons diere presies weet wie bo hulle aangestel is nie? Wie oor hulle heers nie, van wie hulle afhanklik is vir kos en water om te lewe? Dit is ons konteks, en wat die Here hier sê is, as dit kom om te weet wie bo jou aangestel is selfs diere slimmer as mense. Want ons lewe asof ons nie weet die Here is God nie, die Here van die leerskare, die Here wat alles geskep het, die Here is soewerein en oppermagtig, en miskien kom die appel dadelik na my toe, en dis wat ek gedink het, jy weet, maar ons weet die Here is soewerein en oppermagtig, en ons weet die Here heers, ja Ben, ek weet hierdie dinge, ek vra nie, weet jy dit intellektueel nie, ek vra vir jou, lewe jy dit elke dag? Net soos om Jaap ook gesê het, net soos daai papiertjie wat jy gekry het, wat by die deur uitgedeel was, wat vra, wat doen jy van die res van die dae, nie net Sondag nie? Ek vra nie, weet jy intellektueel wie is die skepper nie, ek vra, ken jy die skepper, die Here persoonlik, en wandel jy in 'n verhouding met hom? Die mens lewe net asof dit nie so is nie, en dis hoekom hierdie vers sê, selfs diere in hierdie aspek is slimmer as mense. Kyk wat sê Psalm 89 vers 12. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde, die wêreld en sy volheid, U het dit gegrond. Want Psalm 50:10, want al die diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Spreuke 16:9, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Maar Ben, ek weet dit, ek vra nie weer, weet jy nie, ek vra nie, weet jy dit intellektueel nie, ek vra, lewe jy dit prakties, wys jou lewe dat jy dit weet, is daar 'n persoonlike verhouding wat dit wys elke dag. So ek wil net kortliks by hierdie gedagte stil staan, dat die Here die skepper is van hemel en aarde, en dat hy soewerein en oppermagtig is. Ons gaan net kortliks gou by die soewereiniteit van God stil staan. Dis een attribuut van God van baie. Ek wil net by een stil staan, soos wat die Here dit op my hart gedruk het, om vir u te wys, wie is hierdie God? Want ons gaan nou na 3 dinge kyk, hoe speel ons kerk vandag? En ek wil hê jy moet baie mooi onthou, wanneer ek daardie 3 punte met jou behandel vanoggend, moet jy baie mooi onthou, wie is hierdie God met wie ons wie se genade ons speel? Wie is die God van hemel en aarde? Wie is die Here van die leerskare, die skepper van hemel en aarde, aan wie alles behoort? Die gewone mens soos ek en jy, ons dink, ons kan maar net maak soos ons wil, ons lewe nie asof ons regtig afhanklik is vir die Here, vir elke aspek van ons lewe nie, maar selfs konings in ons taal presidente. Weet jy wat sê Spreuke 21 vers 1? Die koning se hart is in die hand van die Here, soos waterstrome, hy lei dit waarheen hy wil. Die Here lei 'n president waarheen hy wil. Romeine 13:1, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God aangestel. Elke president, selfs Donald Trump, wat daarvan hou om mense te strong-arm, jy weet mos wat doen hy stel tariewe in, hy manipuleer jou ekonomies, of sy militêre krag, of dit wat hy op sy eie sosiale platform Truth of Social daarso sit, en wat hy doen is, hy smokkel met jou kop, en hy intimideer jou, en hy beïnvloed jou, maak geen fout nie, hy is baie, baie goed met wat hy doen, maar die Here stel hom aan, en die Here het beskik dat hy in hierdie tydstip van geskiedenis hier moet wees, sodat hy dinge na 'n sekere punt toe kan lei. Ons lees in die Bybel dan nou ook presies van hierdie geval. Jy ken die geval van Nebukadnesar, Daniël 4 vers 4. Ek, Nebukadnesar, hy praat nou hier van homself. Ek, Nebukadnesar, het rustig in my huis gelewe en was voorspoedig in my paleis. Dan Daniël 4 vers 30. Het die koning aangehef en gesê, nou sê hy self, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë en tot die verheerliking van my majesteit nie? Definitief nie nederig nie, né? Vers 31, terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel,
Koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem. Vers 32 van Daniël 4, en hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal saam met die diere van die veld wees, hulle sal jou plante laat eet soos die beeste, en 7 tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil. God besluit, en hy kan 'n koning net so aan en afstel, en dis hoekom Daniël 2:21 presies dit sê, hy tog verander die tye en die geleenthede, hy, die Here, sit konings af en stel konings aan. Wonder of het jy al Job 12 vers 23 en 24 gelees, en regtig opgelet. Hy maak nasies groot en laat hulle omkom, hy brei nasies uit en voer hulle weg. Job 12:24. Hy neem die verstand weg van die volkshoofde van die land en laat hulle ronddwaal in die wildernis sonder pad. Hulle tas in die duisternis sonder lig en laat hulle ronddwaal soos 'n dronk man. Met baie, ek bedoel dit nie disrespekvol nie, maar ek was in die versoeking om 'n video klip hier van Joe Biden op te sit. Dit is presies hoe die laaste deel van sy termyn was. Ek bedoel dit is respekvol nie, maar as die Here besluit, jou tyd is verby as koning, as president, dan is jou tyd verby. Hy stel konings aan en af. Hy besluit wie sal regeer, want hy is soewerein, hy is oppermagtig, hy is volkome in beheer, met ander woorde, alles en almal is ondergeskik aan hom. En dis die God met wie ons vandag te doen het, en dis die God wat jy in die gedagte moet hou, wanneer ons dan nou verder ook aanbeweeg, met hierdie boodskap. Jesaja 29 vers 13 sê, en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensegebod is. Ben, ek ken die Bybel, ek weet die Here is oppermagtig met jou verstand. Ek vra, weet en lewe jy dit altans prakties uit? Nie kom jy Sondag hier aan en jy sê die regte goed, jy eer die Here met jou lippe nie, jy sê die regte dinge, jy gebruik die regte terme, en is maar net Sondag, want dis ons kultuur, ons moet Sondag mos by mekaar kom, 'n aangeleerde mensegebod. En presies wat in die vorige boodskap gesê was, lewe jy die lewe elke dag? Of is dit maar net Sondag vir jou 'n storie waar jy die Here eer en mooi sing en mooi dinge sê, maar is maar net om 'n bietjie jou gewete te sis wat jy kerk toe kom, of dalk Paasnaweek toe gekom het? Ek vra nie as dit jou tradisie is, 'n deel van jou nie. Ek vra, lewe jy as 'n, luister nou mooi, 'n verloste? En ek wil klem daarop lê, ja, die Here vergewe, maar ek wil vanoggend baie klem daarop lê, dat die Here verlos jou van die mag van sonde. Die bloed van Jesus Christus verlos jou. So ek het nou 'n lekker lang draai gemaak met vers 3, nou kyk ons na vers 4, gewoonlik sal hulle gesê het, nou is die inleiding verby, maar is daarom nie so nie, so jy hoef nie te stres nie. Kom ons kyk na vers 4. Weer die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaadoeners, die kinders wat verderflik handel, hulle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai. Ek wil net by 2 van daardie woorde stil staan. Nou eerstens, daai skuld is die oorspronklike woord, dui op sonde, iniquity, sonde skuld, en nou wil ek op hierdie woordjie fokus, swaar van skuld. Daai woordjie se ryker betekenis is, dis soos 'n groot gewig wat hier so lê. Kom ons sê is 'n 50 of 'n 80 kilogram ding, en ek gebruik al my krag en ek kry hom opgetel. Dis een ding. Maar as ek vir 5 kilometer ver met hom moet hardloop of loop, is dit heeltemal 'n ander ding. En dis wat hierdie woordjie sê. Dis swaar gewig, dis 'n gewig wat te swaar geword het. Want dis wat gebeur as ek plek gee vir doelbewuste sonde in my lewe. As ek nie die lig gehoorsaam nie.
Ek dink is alright om bietjie sonde maar weer toe te laat in my lewe, en ek tel die gewig op, en vanoggend moet ek erken en bely, dit het te swaar vir my geword, ek kan dit net nie meer dra nie. En dan die woordjie wegdraai. Die woordjie wegdraai. Daai woordjie wegdraai is om 'n afdraaipad of 'n wegdraaipad te vat. Het jy nou gisteraand geluister na Judas? Saam met die Here Jesus in sy bediening. Al hierdie voorbeelde, uit alles gehaat, en hy het die afdraaipad gevat. In die taal van gisteraand se boodskap. Ek was nou baie in die versoeking gewees om te sê, nie die wegdraaipad nie, jy het Judas straat gevat. Jy het die afdraaipad gevat, dis wat daai woord is. Weggedraai van wat jy weet die waarheid is. Of jy nou ongered is en nog nooit jou lewe vir die Here gegee het nie, en jy lewe doelbewus teen die lig wat jy al ontvang het, dat jy jou moet bekeer, en of jy al waaragtig tot bekering gekom het, maar jy het weer plek gegee vir doelbewuste sondes, en weer al hierdie sondes in jou lewe toegelaat, en jy moet erken, jy is nou swaar van sonde se skuld. So kom ek som hierdie vers 4 vir jou op. Daar's mense in die kerk wat die waarheid ken, wat die smaalweg ken, maar wat weggedraai het, die afdraaipad, die Judaspad gevat het, na die breë weg toe. Hierdie mense verag en verlaat God, hulle loop met 'n las, 'n sondelas wat te swaar geword het om te dra. Kan ek jou vra, is dit waar van jou lewe? Vers 5 tot 8, gaan ons nie na kyk nie, dit is maar net opsommend van die gevolge van sonde. Ek het van die deel uitgehaal, want die boodskap was te lank. As ek geweet het, jy het vroeg begin sing, sou ek dalk nie. Maar al wat jy hoef te weet, vers 5 tot 8 is 'n opsomming van die effek van sonde. Daar is 'n sneeubal effek van sonde. Hoe meer plek jy vir sonde gee, hoe meer sal hy vermenigvuldig, en hoe meer verwoesting sal hy bring. Gisterand was dit deur die illustrasie van die lemoen of die lemoen gewees. En jy kan na vers 5 na 8 gaan kyk, dit is so beskrywend van ons toestand vandag. In Suid-Afrika, ons land, politiek, ekonomies, individue eerder. So, kom ons kyk na vers 11. Ek wil nou vir jou wys, hoe speel ons vandag kerk? Hoe is dit presies, net soos in Jesaja se tyd, dit het maar net 'n ander baadjie aan. Vers 11. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers, en ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhoewe te vertrap? Verskoon, ek wil hê jy moet let op daai woord, ek is sat. Ek is sat. Daai woordjie sat beteken tot oorlopends toe vol. Dis amper soos as jy nou lekker eet. Miskien gaan van julle vanmiddag lekker eet. As jy regtig lekker geëet het, en jy's regtig versadig, maar jy het so lekker geëet, jy gaan skep maar nog 'n bietjie. Dan is jy nou net te vol. En as jy verbyloop, dan vat jy nog so skep en dan eet jy. En dan is jy amper nare, want jy het nou regtig te veel geëet. Dis wat hierdie woord beteken. Tot oorlopends toe vol. Daai lekker kos is nou nie eens meer lekker vir jou nie. Want jy is tot oorlopends toe vol. En die Here sê, hy is tot oorlopends toe vol vir offers. In ons taal, gebede. Miskien vra jy die vraag af, maar die Here het vir hulle die opdrag gegee om 'n offer te bring. Hoe kan die Here nou sat wees daarvoor? Jy sien, die offer moes sonder gebrek gewees het. Die offer moes sonder gebrek gewees het. En net so vandag bring ons offers, in aanhalingstekens, gebede wat gebrekkig is. Wat die Here sê, ek is sat vir sulke gebede. Kom ons kyk na die eerste een. Ek vra elke aand vergifnis oor en oor en oor vir dieselfde ou sondes. Want ons soms altyd maar net in woorde, dade, gedagtes, sonde doen. En ek vra vanaand vergifnis en ek weet ek gaan dit maar net môre weer doen. Of ek weet oor 'n week gaan ek dit maar net weer doen. Maar ek vra elke aand weer en weer en weer vergifnis. Oor en oor vergifnis, net om my gewete bietjie te sis.
Jesaja se naam, die boodskap wat Jesaja bring is verlossing. Nie oor en oor en oor dieselfde sondes nie. As jy sê, ek kan maar net elke aand oor en oor dieselfde sondes doen, dan wil ek vir jou sê, jy moet nou jou Bybel vat, ek gaan net 4 versies met jou doen. Dan moet jy jou Bybel vat en jy moet hulle doodkrap, of jy moet hulle uitskeer, of jy moet vir my sê, hulle is nie meer waar nie. As jy sê, ek kan maar oor en oor heeltyd myselfde sondes net oor en oor bely. En ek noem dit vanoggend die 2026 vertaling van die een wat kerk speel. Die kerkspeler se eie vertaling. Jy geweet van hom? Nie die Bybel op jou skoot nie. Die kerkspeler se vertaling. Die 2026 kerkspeler vertaling. Net 4 versies, kom ek wys vir u. Ag, ek ken dit so goed, Johannes 8:36. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Wat is die kerkspeler van 2026 se vertaling? En ek weet, dit voel lasterlik, maar dit is in praktyk wat jy sê, as jy sê ek kan oor en oor dieselfde sondes maar net weer bely, dan is dit jou vertaling in praktyk, al is dit nie die een op jou skoot nie. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle nie waarlik vry wees nie. Dan is dit jou vertaling in praktyk. Laat dit insink. Efesiërs 1:7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Wat is die 2026 kerkspeler se vertaling? In hom het ons nie die verlossing deur sy bloed nie. Laat dit insink by u vanoggend. 2 Korinte 3:17, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Die 2026 kerkspeler vertaling is, die Here is Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is nie vryheid nie. Maar net oor en oor, dieselfde ou sondes, weer en weer bely, en ek weet ek gaan dit maar net môre en oor of oor 'n week of so weer doen. Matteus 1:21, en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Wat is die 2026 kerkspeler se vertaling? En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat nie sy volk van hulle sonde sal kan verlos nie. Vra maar net oor en oor vir dieselfde sondes vergifnis. Sjoe, pen, maar dit klink hard. Weer 'n keer, ek vra nie wat weet jy of wat dink jy intellektueel nie. Ek vra waarvan getuig, van watse vertaling getuig jou lewe elke dag. Nie net Sondag nie, elke dag. Die tweede een. Ek bid met bymotiewe. En dis hoekom ek daardie reddingsboei, as jy nie kan sien nie, daar het nie. Jesaja 29:13 het ons reeds gelees, ek lees dit weer. En die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensegebod is. Ek sê die regte goed. Kan ek vir jou sê, jy sal my nie glo as ek vir jou sê, dit is al regtig seker meer as 50 keer in my lewe nie. Hoeveel keer het ek al gebid met al die regte woorde, met al die regte terme, en ek sê, ag Here, asseblief vergewe my, verlos my van hierdie drank, ek sal U volg, ek sal U dien, en ek sê al hierdie dinge, hoekom? Want ek het gisteraand my kar gestamp toe ek gedrink was. Ek het 'n bymotief. Judas gisteraand, berou oor die effek van my sonde, nie my sondige toestand self, dat ek 'n verlore sondaar is en verslaaf is aan drank nie, en die Here se vergifnis en verlossing nodig het nie, waar ek myself moet bekeer nie. Jy sien, met al die ander keer toe my kar nie gestamp was nie, het ek nie daai gebed gebid nie. Dis mos nou, verskoon die Engels obvious. As jy in 'n krisis of in 'n nood is, dan is jy besig, en jy bid vir die Here vir vergifnis, is jy besig om kerk te speel, as dit net gaan oor, om uit die krisis of uit die nood te kom. Miskien is dit huweliksprobleme, miskien gesondheidsprobleme, dan is mense baie gou om na die Here te hardloop. Miskien finansiële probleme. As ek dink ek kan God 'n rad voor die oë draai, dan maak ek 'n baie groot fout. God sien deur enige bymotief, 'n gebed wat ek bid,
met 'n bymotief. En nou wil ek net myself vir 'n oomblik onderbreek en net 'n kantnota noem. Natuurlik kan mens die Here in 'n krisis vind. Natuurlik kan mens tot bekering kom as jy regtig in een of ander groot krisis is. Maar dan is dit nie omdat ek net 'n berou het oor die effek van my sonde nie. Dis omdat ek my bekeer tot die Here, omdat ek 'n helverdiende sondaar is en die Here se vergifnis en verlossing nodig het. En ek sê, Here, ek sal U volg met my hele lewe, vir die res van my lewe, maak nie saak wat nie. En dis 'n baie groot verskil as om net om uit my krisis uit te kom. So natuurlik kan mense in 'n krisis tot bekering kom, maar U is met my. Ek wil net daardie uitklaar dat U my nie verkeerd verstaan nie, want daar is sulke mense selfs onder ons wat in 'n krisis al tot bekering gekom het. Die derde een, 'n offer of 'n gebed wat terughou. Ken jy hom? Jy bid en jy sê, ag Here, ek sal U volg en ek sal U dien. Jy kom selfs by 'n diens uit, jy maak 'n oorgawe, maar hier in my agterkop sê ek sal net nie my vriende kring nie, of net nie daai biertjie nie, of net nie daai sigaretjie nie, of net nie daai manier hoe ek besigheid doen nie. Ek moet dan 'n goeie winsie wys, of Here, ek sal U volg. Jy gebruik die regte woorde, jy maak 'n oorgawe, maar daar's iets in jou kop wat jy agterhou en nie bereid is om prys te gee nie. En die Here sê, ek is sat vir sulke gebede. Of miskien is daai ding in jou agterkop ongeloof. Jy het dalk regtig so groot sondeprobleem, dat jy in jou agterkop dink, maar ek weet nie of die Here my regtig kan verlos van die ding nie. Die Here sê, ek is sat vir sulke gebede van ongeloof. Daar is hulle 3 dan. Gebede wat oor en oor bely word, gebede met bymotiewe en gebede wat iets terughou in jou agterkop. En vanoggend sê die Here, ek is sat vir sulke gebede. En nou vra hy my met die vraag, Ben, hoekom is dit so belangrik dat jy dit nou noem? En hoekom het jy gesê, pas dit aan? Dis presies hoekom dit aanpas by die Paasnaweek se diens. God het sy eniggebore seun gegee en gestuur vir die sondes van die wêreld. 1 Johannes sê gee en ander een sê stuur. Jesus het gekom aarde toe en sy lewe gegee. Hy was gespot en gemartel en gekruisig en gemoor vir die sondes van die wêreld. Hy het die perfekte offer gebring dat ek en jy nie 'n gebrekkige gebedoffer hoef te bring nie. Verstaan u dit? Hy het die perfekte offer aan die kruis van Golgotha gebring, dat ek nie hierdie gebrekkige offers hoef te bring nie, want daar is vergifnis en verlossing in die bloed van Jesus Christus. Die betekenis van Jesaja se naam. Dit het Jesus alles gekos. Vers 13. Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maande en sabbate, die uitroep van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Kyk na daai woord, dis 'n baie sterk woord, is dit nie? Gruwelik. Die Engelse betekenis, dieper betekenis, gruwelik is disgusting, abhorrence, abomination, unclean. Dit is gruwelik, dis walglik, hy het 'n weersin daarin, dis afskuwelik vir hom, en is hy te afskie daarin, dit is gruwelik vir hom. Hierdie gebede, om kerk te speel en om 'n gebed te bid wat 'n gebrekkige offer is, 'n gebrekkige gebed, die Here sê, dit is gruwelik vir my, ek is sat daarvoor. Jy flous net jouself as jy dink jy kan kerk speel met God. Hebreërs 4:13 sê, alles is oop en bloot voor sy oë. Vers 14. Julle nuwe maande en julle feestydde haat my siel, hulle is my 'n oorlas, ek is moeg om dit te dra. Is dit nie baie sterk, baie skokkende, baie skrikwekkende woorde nie? Ek was geskok as ek hierdie woorde lees. Hoekom? Daardie verskriklike lasterlike vertaling wat ek lewe prakties. En Jesus het die volmaakte offer gebring, maar ek lewe met hierdie gebrekkige gebede, die gebrekkige offers, wat ek bring aan God. En God sê, my siel haat dit, dis vir my 'n oorlas, ek is moeg om dit te dra. Ek het dit so hier geskryf, as ons kerk speel met die Here, as ons hierdie gebrekkige gebede offers bid,
is hy sat daarvoor dat ons kerk speel. Dit is 'n gruwel vir hom, dit walg hom, sy siel haat dit, en is vir hom 'n oorlas, en hy is moeg daarvoor. Kan ek dit herhaal? As jy kerk speel met God, as jy met die genade van God speel, as jy die waarheid ken en in doelbewuste sonde lewe, doelbewus ongehoorsaam is, sê die Here, as jy hierdie gebrekkige gebede bid, wat maar net oor en oor dieselfde goeders is, wat maar net my om uit my krisis uit te kry, of maar net iets wat ek in my agterkop terughou, sê die Here, ek is sat vir sulke gebede. Dit is my 'n gruwel. Dit walg my, ek haat dit, my siel haat dit, dit is my 'n oorlas en ek is moeg daarvoor. Partykeer sê mense vir my, Ben, hoe kan jy sê as iemand oor en oor elke aand dieselfde sondes bely, dan vergewe die Here nie. Hoe kan jy dit sê? Want die Bybel sê dit. Jesaja 1 vers 15. En as julle hande uitbrei, bedek ek my oë, ook as julle die gebed vermenigvuldig, ek herhaal dit maar net elke aand oor en oor, luister ek nie. 'n gebrekkige offer, 'n gebrekkige gebed, as jy een van daai 3 gebede bid, sê ek nou vir jou, God sê, hy bedek sy oë, hy luister nie, hy is sat daarvoor. En is presies wat in Psalm 66:18 ook die waarheid vir ons na vore bring. As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Met ander woorde, as ek ongeregtigheid bedoel in my hart, sal die Here nie hoor nie. Jesus het nie die volmaakte pryse gegee, dat ek en jy maar net ons gewete kan sis elke aand nie. Jesus het nie die volmaakte offer gegee aan die kruis van Golgotha, dat ons nie waaragtig weergebore vergewe en verlos kan word nie. Ons kan waarlik vergewe en verlos word. Maar kyk na die tweede gedeelte van vers 15. Dan luister ek nie, julle hande is vol bloed. Nou, behalwe vir die letterlike betekenis, natuurlik die metafoor is, wat gebruik word in die Bybel, as 'n boodskapper, 'n profeet, of 'n boodskapper, of 'n prediker, of enige iemand, 'n boodskap van God af kry, en God sê, kommunikeer dit aan hierdie mense, en jy doen dit nie, dan is hulle bloed op jou hande. Soos ek vanoggend nie die boodskap vir u gegee het nie, dan sou ek die bloed op my hande gehad het. En is gewoonlik die enigste een waaraan ons dink. Maar daar's nog 'n kant, die ontvanger kan ook bloed op sy hande hê. Julle hande is vol bloed. En Jesaja self bevestig dit verder in Jesaja 59 vers 2 en 3. Vers 2 ken nie goed, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Kyk nou, want julle hande is met bloed bevlek. As jy lig kry en dit verwerp, doelbewus in sonde lewe, doelbewus die lig wat jy kry, die boodskap wat die Here vir jou gee om te sê, jy moet jou waaragtig tot hom bekeer, en jy besluit, ek sal dit nie doen nie, ek sal voortgaan in doelbewuste sonde, dan sê ek vir jou vanoggend, loop jy by daai deur uit met jou eie bloed op jou hande. Maar ook met Jesus se bloed op jou hande, want jy was nie bereid dat sy bloed in jou hart ingekom het nie. Dan kom ons by die wonderlike draaipunt, vers 16. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen. Ek het Spreuke 28:13 uitgehaal, dis deel van dit gewees, maar hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Spreuke 28:13, en dis wat hierdie gedeelte sê in vers 16, hou op om kwaad te doen. Vers 17, leer om goed te doen, soek die reg, beteël die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Daar is nie 'n volledige lysie nie, dis maar net om te wys presies wat 2 Korinte 5 vers 17 sê. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword. Jou lewe word nuut as Jesus jou vergewe en jou verlos het. Elke dag van die week lewe jy dan die lewe. Daai sê ding, no change, no Jesus. Kan ek jou vra, daar waar jy nou sit op jou stoel,
Het jy daar waar jy nou sit op hierdie oomblik, het jy die vrede van God in jou hart? Is Romeine 8:16 waar dat jou gees getuig saam met, die gees van God getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van God is? Is jy seker as jy nou sterf dat jy hemel toe gaan? Het jy daai vrede van God in jou hart? Daai sekerheid, daai vrede, jy sal nie twyfel daaroor nie. Dan die bekende verse, Jesaja 1 vers 18 en 19. Kom nou, let op daai woord. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlaak en dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Is dit nie pragtig nie? Is dit nie absoluut wonderlik om te dink, Jesus het aan die kruis van Golgotha die volmaakte offer gebring, sodat ek van al my sondes, wat ek al ooit gedoen het, vergewe kan word, dat hy dit uitwis, die woord sê, hy werp dit in die dieptes van die see, hy dink nooit weer daaraan nie. Is dit nie die beste nuus wat jy kan ontvang vir jou, as jy 'n sondeprobleem het nie? Ek as 'n skoolseun het baie gesit en dan kom ek onder swaar oortuiging. En wat sê Spreuke 29:25? Die vrees vir die mens span 'n stryk. Hoekom kom mens nie na hierdie wonderlike vergifnis nie? Want die duiwel sê vir jou, wat gaan die mense sê? Dis jou pa wat preek. Jou pa was daai tyd 'n sendeling of 'n evangelis. Jy's nou al so lank in Ebenezer Eser. Jy het al 'n oorgawe gemaak. Hou op vrees wat mense sê. Jy gaan met daai vrees wat mense sê, hel toe gaan as jy volhard in jou sonde, in steede van om te sê, ek gee nie om wat mense sê nie, ek wil hierdie wonderlike vergifnis en verlossing deelagtig word. En dan kan ons nie afsluit sonder die vers 20 wat baie keer uitgelaat word nie. Kyk vers 19 het 'n voorwaarde. As die mens het 'n vrye wil. Natuurlik is God soewerein en oppermagtig, maar God het in sy soewereiniteit besluit om vir die mense vrye wil te gee en ek en jy moet kies. En as ek en jy met die genade van God speel en as ons doelbewus in sonde lewe en as ons wil kerk speel en as ons wil gebede bid wat gebrekkig is, gebrekkige offers met hierdie groot soewereine God, dan sal ons die ewige gevolge daarvan dra. En dis hoekom ons vandag moet vir mekaar sê, ons het die keuse en ons moet kies. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. En natuurlik is die onmiddellike konteks is sondevergifnis, want dis wat vers 18 en 19 gesê het, sonde sal wit word soos sneeu, en dan in die verdere konteks vir die volk. So moenie dit net nou die volk wil maak nie. As julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Jy het vanoggend die keuse. Wil jy hierdie absolute wonderlike vergifnis wat Jesus vir jou bewerk het aan die volmaakte offer, sy lewe geoffer het aan die kruis van Golgotha, wil jy sy vergifnis en verlossing deelagtig word? Of gaan jy weier en wederstrewig wees en vir ewig in die hel wees? Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons harte voor U kan neerbuig. Baie dankie dat U eenvoudig vanoggend net weer vir ons kan wys dat ons het die keuse. U gee groot genade vanoggend. Vanoggend is nog genade tyd. Ons het nog 'n kans om ons saak met U reg te maak, want U tyd is altyd nou, as dit kom by die redding van 'n kosbare siel. Van uitstel kom afstel, en afstel is die kortste pad na die hel. Ek wil vir jou bid vanoggend. As jy sê, Ben, ek het nog nooit my lewe vir die Here gegee nie, ek het hierdie swaar sonde las. Ek wil vandag my saak vir die Here, my saak by die Here regmaak, dan wil ek net vir jou bid. Dit red nog nie jou siel nie. Ek doen net vir jou 'n gebed. Wil jy jou hand opsteek en laat sak? Is jy 'n kind van die Here wat sê, Ben, ek het al waarlik tot bekering gekom, maar ek het plek gegee vir doelbewuste sonde in my lewe en ek is nou besig om agter te kom, ek kan nie meer hierdie swaar sonde las dra nie. Dankie. Steek jou hand op en laat sak, dankie.
Nog 'n geleentheid? Kom nou, sê die Here. As julle gewillig is en luister, maar as julle weier en wederstrewig is. Here, baie dankie dat ons vir elke hand wat opgegaan het kan bid. Dankie dat ons vir U kan vra, vir hulle wat sê ek het reeds tot bekering gekom, maar my saak is nie, my lewe is nie waar dit moet wees nie, is op die merk nie, dat U vir hulle geleentheid sal gee, dat hulle vanoggend daardie tyd, nou hierdie genade tyd, sal aangryp, en dat hulle opnuut U vergifnis en verlossing deelagtig word. Amen.